Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer. Goeiemôre julle, baie dankie dat julle hier is. Op pad hierheen, julle sou dit ook seker sien, is daar so 'n bemarkingsplakkaat waarop staan "We all need human touch". En toe dink ek dit sluit baie goed aan by die deernisvolheid wat ek vanoggend hoop gaan oorkom in die praatjie. Elkeen van ons het nodig om aangeraak te word en mag vanoggend vir jou ook op 'n manier 'n aanraking wees. Nie net my woorde, die musiek, julle groet van mekaar nie, koffie agterna as jy daarby kan uitkom, maar net die saam wees, net die omgewing en selfs dit wat jy sien en beleef in hierdie gebou, mag jy aangeraak wees vanoggend.
dankie Jan en Letitia, dit was nou wonderlik rustig. Net vir die van julle wat nie weet nie, Letitia het vir 'n tweede keer ma geword onlangs. Ek sê nou, hulle is nou 'n volwaardige gesin. As mens 2 kinders het, dan het jy nou daar aangeland, waar mens graag wil wees. So baie geluk ook van Renaissance se kant af, en mag julle nou met daai dogtertjie en seentjie van julle 'n wonderlike pad stap en verskriklik gelukkig wees as gesin. Die musiek was baie mooi. Ek het gesê, en het nou heelwat mense ingekom terwyl die musiek gespeel het, en ek wil herhaal wat ek gesê het met die verwelkoming, en dit is dat ons almal aanraking nodig het. Ek het dit gesien op 'n plakkaat toe ons hiernatoe ry. Dat staan toe nou daar met 'n vrou met 'n kind in die arm. En toe dink ek, dit is so. Ons het soveel deernis nodig. Ons besef nie eers aldag hoeveel dit vir ons kan beteken en wat dit alles in ons kan genees nie. So mag jy vanoggend, deur wat jy beleef en ervaar, deur wat ek hier sê, deur die musiek, koffie drink, kuier agterna, mag jy net aangeraak wees. Ek praat vandag oor gebroke kinders in groot mens lywe. En dis maar iets wat eintlik ons almal is. En 'n mens kan baie maklik 'n harde blik en 'n sterk woord in die rigting gooi van ons kinderagtighede. En 'n mens wil nie, en jy behoort nie. Want hierdie is baie diep goed. Die plekkies waar ek en jy, as ek dit nou so blaatant kan sê, nog nie mooi groot geword het nie. Is eintlik 'n baie diep ding. En dit is iets wat 'n sagte blik nodig het. En daarom het ek gesê, hierdie is 'n sagte inloer agter ons grootmensmaskers in. Nou die eerste punt wat ek vanoggend maak in my inleiding is dat die ongemaklike waarheid rondom ons is dat volwassenheid dikwels verwar word met funksionaliteit. Ons almal funksioneer. Ons leef in 'n wêreld van funksionaliteit waar ons kleinkinders help met huiswerk, waar ons rekeninge betaal, waar ons spanne bestuur korporatief, waar ons werklik waar ons plek vol staan in die samelewing. En tog is daar daai een dag wat die WhatsApp wat jy gestuur het na iemand wat vir jou kosbaar is, nie beantwoord word nie. En die 2 blou merkies is daar, en die ure sleep voort, en jy gaan slaap later, en niemand antwoord jou nie. En dan is daar daardie innerlike ineenstorting, die vraag wat kom, is ek dan nie meer belangrik nie? Is ek nie meer geliefd nie? Wat het ek gedoen in hierdie verhouding, dat my plek nou so laag op die prioriteitslys in hierdie persoon se lewe is? En baie van ons is, psigies gesproke, dwars deur ons lewens, emosionele tydreisigers, time travelers. Ek is nou hier in die funksie van my volwasse lewe, en dan is daar dinge wat gebeur wat my laat reis na die plek van waar ek nog 'n kind is, innerlik. Dikwels word ons verstrengel in die onontknoopte traumatiese ervarings. En as ek die woord trauma gebruik, moet mens eintlik nie dit nou in die ergste graad alleen sien nie. Maar vir 'n kind wat so klein is baie klein goedjies traumaties. Dinge wat ek en jy vandag nie as trauma sal identifiseer nie, is vir 'n kind traumaties. Dit keer in 'n oomblikse tyd hulle verwagting op die kop. Dis in 'n oomblikse tyd word hulle selfbeeld aangetas. Word hulle onveilig gemaak. En ons word, soos Carl Jung ons waarsku, word ons, indien ons nie hierdie goed gaan eien, hierdie skadies wat hy dit noem, gaan eien
en dit gaan intrek in ons bewussyn nie, dan word dit ons lot. Dan word mens eintlik in jou emosionele wêreld dikwels regeer en oorrompel deur die kind in jou, wat deur hierdie goed gegaan het. Want dit is alles onderdrukte ervarings, en daar is 'n rede waarom dit onderdruk is, en dis die tweede punt wat ek vanoggend maak. Wat hier gebeur in die neurosielkunde bevestig vandag hierdie ding. Die sogenaamde, kom ons noem dit dan nou in Afrikaans, die innerlike kind in my en jou, is nie bloot 'n metaforiese beeld vir iemand wat op 'n manier op 'n dag agterkom, hier's iets wat ek onthou uit my kinderjare wat my seer maak nie. Dit het juist te maak met die dinge wat jy onthou nie. Dit het te maak met daai dinge waarvan jy nie weet nie. En wat jou daarom, omdat dit so verskuil is, jou daarom soveel moeilike dae en ure van swaar kry besorg. Daar is 'n neuropsigologiese basis vir hierdie uitdrukking, die innerlike kind. Volgens die werk van Dr. Bessel van der Kolk, en hy het geskryf, en julle, ek weet baie van julle ken hierdie werk, The Body Keeps the Score, word emosionele trauma in ons kinderjare, word in 'n gedeelte van ons brein gebêre, wat nie toeganklik is vir verbale verwerking nie. So daai goed word nie verwerk nie, daar word nie betekenis en nuwe betekenis aangeheg nie, dit word nie uitgepak in iets wat jy kan verstaan of verklaar of verduidelik nie. So wat dan gebeur is, hier lê nou in jou liggaam spanning, dis 3 goed wat gebeur. Hier spanning in jou liggaam, want jou liggaam dra daai spanning. Die volgende ding wat gebeur is, dat jou verhoudingsdiskoerse getuig daarvan, van hierdie trauma, en hierdie sere wat weggebêre is. En die derde een is, daar ontwikkel diep emosionele patrone in jou lewe, wat herhaal en herhaal. Intrapersoonlik en ook interpersoonlik gebeur hierdie goed. Met ander woorde, hierdie oënskynlike irrasionele reaksie wat 'n groot mens baie keer het, dan dink jy, waar kom jy nou vandaan? Word groot, wil ons soms vir mekaar sê. Dit lyk so irrasioneel, maar daar is 'n baie sterk bepaalde logika agter waarom 'n volwasse mens uiters kinderagtig reageer in omstandighede waar iemand anders dit nie sal verwag nie. Daar's 'n sterk logika, gerugsteen deur die neurobiologie en die neurosielkunde. Al wat gebeur is, dit is nie vir ons neokorteks verstaanbaar nie. So op daai logiese vlak waar dit verbaal is, waar ek en jy dit kan verpak vir onsself sodat ons dit kan begryp, daar is dit nie toeganklik nie. En daarom lyk dit so onlogies. En kan ons nie 'n ander mens se gedrag enigstens verstaan as dit kleinkindgedrag in 'n groot mens se lyf is nie. Nou, een van die anekdotes wat ek hier geskryf het is van 'n ou emeritus professor. Hy was 'n wiskundeprofessor gewees, sê hulle. Hy het dikwels disproporsioneel kwaad geword vir goed wat gebeur. Klein dingetjies wat met hom gebeur. Hy het veral baie kwaad geword wanneer mense sy omgewing omgekrap het. Dan het hy vir minute aangegaan en lawaai daaroor. En sy kollegas kon dit nie verstaan nie. En by sy huis wou sy vriende nie later by hom kuier nie, want hy beklei oor alles wat hulle nie reg doen nie. Het was 'n ongemaklike mens gewees om by te wees in sy omgewing, kantoor of huis. Totdat na 'n hele klompie gesprekke met 'n vriend wat hom aangeraai het om vir terapie te gaan, dat hy ontdek het dat daar 'n knoop was in sy siege wat begin het by sy pa, wat deurentyd vir hom gesê het, jy kan niks reg doen nie. Jy sit nooit iets op sy regte plek terug nie. Jy maak van ons huis 'n chaotiese plek. Hy het dit nie onthou nie. Hy het nie weer daaraan gedink nie. En wat die sielkundige vir hom gesê het is,
Jou omgewing wat jy so perfek hou, het jou reg geword om aan jouself die toekenning te gee dat jy alles reg doen. Dat jy alles op hulle plek neersit. Hierdie het jou grens geword. Dis nie meer net jou huis of jou kantoor nie. Dit het daardie kind se emosionele grens geword, wat beteken daar sal nooit weer sulke kommentaar deur kan kom na my toe, wat sê, jy doen niks reg nie. Jy maak van die omgewing chaos. Jy maak ons lewe moeilik hierso nie. Dit sal nie deurkom nie. So dit word jou toegang. Hierdie perfektionistiese instandhou van die orde word jou toegang daartoe om te voel dat jy reg is. En 'n professor in wiskunde, wat nou nie die domste mens in die wêreld is nie, dit is nou weer so 'n storie, in die wêreld is nie, worstel in verhoudings en innerlik worstel hy as gevolg van kindertrauma. Die derde ding is dit. So nou is daar hierdie kind, daar's hierdie gebeure, daar's hierdie ervarings wat weggesluit is in die brein en dit het 'n geweldige impak emosioneel. Dit laat jou sogenaamd irrasioneel optree, terwyl daar 'n goeie logiese verduideliking daarvoor is, maar jy het nie toegang daartoe nie. Daar is wat hulle noem 'n breuklyn tussen die kind in my en die groot mens wat ek vandag is. En indien hierdie breuklyn nie herstel word nie, ly ons verhoudings en is ons liggame ook nie so spanningvry as wat hulle behoort te wees nie. Die belangrikste werk, sê hulle, wat enige volwassene kan doen, is nie altyd ons uiterlike prestasies nie. Is nie altyd die funksionaliteite in ons take as volwasse mense nie. Maar is die innerlike herstel van daardie breuklyn tussen ons en die kind in ons. Want dit vorm 'n basis wat jou werklik sal bring van 'n plek waar jy bloot funksioneel uit 'n aangeleerde plek is, maar nog steeds baie onderdrukte emosies ervaar, na 'n plek toe waar daar vryheid kom. En waar daar 'n selfliefde kom, wat maak dat jy sterk genoeg is om ook aanslae in die lewe en jou eie mislukkings en mislukte verhoudings beter te kan hanteer. Daai is bevrydingswerk wat ons in onsself kan doen. Maar wanneer die volwassene nie bewus is van die behoeftes van die kinderlike self nie, dan tree daar kompensasies in. En hulle sê hierdie kompensasies val in 3 hoofde uiteen. Die een is, jy word hyperrasioneel oor emosies. Hoekom wil jy beskerm jouself? Tweedens, jy word oormatig selfopofferend in jou versorging van ander mense. Dit is 'n manier waarop jy onderbewussyn probeer om verhoudings daarvan te vrywaar dat jy in 'n slegte lig gestel word. Dat jy uitgevang word, dat jy nie 'n goeie verhoudingsmaat, vriend, kollega of wat dit ook al mag wees is nie. Net lid van die samelewing is nie. En die derde een is, jy word emosioneel ontoeganklik, maar uiters suksesvol. So hier spat die 2 goed uiteen. Jou funksies, dit wat jy geleer het om te doen met jou vaardighede en die rolle wat jy weet jy moet speel, jy raak baie verantwoordelik. Maar die emosie split weg. En soos Jung sê, dit bly in die skadu en jy weet nie daarvan nie, maar dit word eintlik die diktator in jou emosionele wêreld. So daar's verskriklik baie verdringing, emosionele verdringing wat hier plaasvind. Nou spiritualiteit bied ook vir ons 'n uitkoms. Spirituele tradisies het eintlik lank gelede die goed beskryf wat die neurosielkunde nou bevestig. Dit was vir my regtig nogal interessant om dit te besef. En dit bevestig vir my 'n punt wat ek deesdae koester. En julle weet dit. En dit is dat ek toenemend weet dat ons 'n kontinuum is met die antieke mense.
En dat die feit dat hulle nie altyd die goed soos ons wetenskaplik ontdek het nie beteken het dat hulle nie ook van die diep waarhede van die lewe ontdek het nie. En hier is een van hulle. Die boeddhistiese praktyk wat genoem word metta. Nou ek vertaal dit nou in Afrikaans as liefdevolle vriendelikheid. Het gesê jy begin nie by ander mense nie. Jy begin met 'n innerlike teenwoordigheid by jouself. Kom teenwoordig met 'n vriendelike liefde na jouself toe. In die Christelike mistiek het hulle dit ook al, donkiejare. Hulle praat van die begrip 'n innerlike genade. 'n Genade wat ek en jy met onsself moet hê. Juis in daai oomblikke, waar ons nie kan verstaan waarom tree ek op soos ek optree nou nie. Wat is aan die gang met my? Dat 'n mens eintlik skaam is vir jou eie kinderagtige respons. Dan sê die boeddhisme en sê die Christelike mistiek, kom met jou vriendelike teenwoordigheid, jou liefde en jou innerlike genade na jouself toe. Dit is die eerste stap, want wat ons doen, dikwels in afrigtingsprogramme vandag is, ons sien hier haper iets, en dan gaan ons vir nog kursusse waar ons kognitief nog vaardighede aanleer, of ons bestudeer goed soos die sielkunde of die quasi-sielkunde, of die self-help arena van die lewe. En is maar weer op 'n baie meganiese manier wat ons onsself nuwe vaardighede inprent. Of waar ons nuwe kundigheid bekom. Maar daai kundigheid is nie 'n waarborg dat jy uitgekom het by die kind in jou wat seer is, verstrengel is, in onontnoopte trauma. Trauma wat nie na die plek verskuif het in die brein waar jy daarvan bewus is en waar dit verbaal ook toeganklik is, sodat jy woorde en betekenisse kan begin heg aan die goed wat met jou gebeur het nie. Nou hier's 'n terapeutiese moontlikheid wat voorgestel word. Hier leer jy eerstens die stem van die kind ken. So voordat jy na nog 'n kursus toe gaan of nog 'n boek koop, leer die stem van jou eie kind wees ken. Luister vir daai stem. So die eerste ding wat ons nou al weet as ek nou so praat is, as ek disproporsioneel reageer, en ander mense sal dat dan nou kyk, wil sê word goed, dan weet ek, hier is 'n stem om na te luister, en dis 'n kind se stem. En ek gaan nie met oordeel luister nie, en daar hou ek so deesdae van die boeddhisme, wat sê, dat ek nie oordeel nie, want as ek oordeel, het ek klaar deur 'n filter besluit, hier is die etiket wat ek plak, en ek stoot weg. Ek verag, ek verneder. Maar wanneer ek terugstaan, sonder oordeel, dan word my kop helder en my oë word helder. Daar's geen etikette nie, daar's niks wat ek hiernatoe bring nie. Ek wil net sien. En as ek so na die stem van my eie innerlike kind luister, sonder daardie oordeel, dan is daar ook daai openheid, dat ek skielik insig kry, want ek word meer en meer nuuskierig oor waarom hierdie kind in my so optree. En daai nuuskierigheid bring my by die plek, waar ek elke oggend as ek opstaan, of in elke konteks waarin ek instap, en ek voel onrustig, en ek voel daai onverklaarbare, slegte emosies, dan weet ek moet vra, watter deel van my voel vandag so onveilig? Dan stap jy oor in die 4de punt van my praatjie, wat hulle noem, en ek gaan dit nie vertaal nie, want daar is nie vir my 'n vertaling nie, ek het gesoek vir 'n vertaling. Hulle praat van reparenting. Jy word weer deur 'n ouer besoek. Maar hierdie keer is dit jouself. En dit kan maklik vir julle vanoggend na een van die belaglikste goed klink. Maar ek het hom so gelees,
en bedink in die afgelope week en besef, dit moet wraggies die waarheid wees. Reparenting is 'n sleutelbegrip in sekere terapeutiese denkskole. Daar's 2 van hulle wat ek vir julle wil noem. Die een is Internal Family Systems, IFS, en die ander een is Self-Compassion Therapy. Dit verwys na die proses waardeur die bewuste volwasse persoon leer om daardie jonger emosionele dele van jouself te ontmoet met liefde, nie met selfverwerping en veragting nie. En dan, en hier is die interessantheid, leiding te gee aan daardie onvolwasse deel van jou. Is dit nie interessant nie? Dat ons uiteindelik hier 'n split in ons wese. Want ek weet hoe dit sou goed wees om te voel hieroor. Ek weet wat 'n goeie reaksie sou wees in hierdie omstandigheid. Maar ons kry onsself in die hitte van die oomblik nie naby uitgebring nie, maar jy kan by 'n plek kom waar jy jou eie ouer word, waar jy aan jouself daardie leiding en liefde kan gee. En waar dit wegswenk van wat tans gebeur in die wêreld is. Die wêreld om jou begin jou wegstoot vir jou onvolwasse optredes. Jy begin opnuut verwerping en, met ander woorde, 'n volgende stukkie trauma beleef. Jou verhoudings word moeilik, jou verhoudings word onveiliger, so nou word jy net so onveilig soos wat daardie kind was. En jy is nou as 'n volwassene vir die tweede maal getraumatiseer. Vir die tweede maal staan jou wêreld op sy kop en is jy nie meer veilig en gelukkig nie. Want dis kritiek en veroordeling en etikette. Jy plak dit op jouself, jy voel skaam, jy voel sleg. Jy weet mos hulle praat van skaamkwaad. As jy regtig 'n bietjie te rof was in jou reaksie, sosiaal, dan wil jy mos nie teruggaan in daai situasie in nie. En dis nie dat jy nie weet jy was verkeerd nie. Jy sien nie kans vir daai verskriklike oomblik waar jy moet gaan staan en jouself blootstel en sê ek is jammer, ek het my soos 'n kind gedra nie. Dan is mense skaamkwaad en dit stilstype en dan word dit weer misverstaan deur die ander mense en dink ja, jy is nou harde kwas en hierdie goed loop net skeef. En wat vir my so ongelooflik waar is hier omtrent is, daar's nie 'n ouderdomsbeperking waarop dit verval nie. Dit gebeur in alle mense se lewens, presies net so. So ons het 'n wêreld van voortgesette trauma in die volwasse jare, omdat die kinderlikheid in ons en die kinderagtigheid in ons, as gevolg van die pyn wat die kind beleef het, steeds leef en steeds ons lewens regeer. So wat jy hier doen is jy gee leiding aan jouself. Nou kom ons gee 'n bietjie 'n praktiese toepassing. Jy voel verwerp na 'n gewone afwysing. Iemand het jou bietjie kort gevat of aangespreek of gekritiseer of gesê dis nie goed genoeg nie. Nou wat sê ons vir onsself gewoonlik? As jy so 'n bietjie daaroor gedink het en jy gaan weer in die volwasse self se modus operandi en dan sê jy vir jouself, ag nee man, kom nou net daaroor. En jy het gewoonlik ook 'n vriend of vriendin wat dalk by was wat vir jou sal sê, regtig? Kom ons gee vir jou net ietsie om te eet en dan koel jy nou vir ons af want jy mos nou eintlik mooi groot. Dis nie wat ons moet doen nie. Daar's 'n baie beter manier. Sê liewer vir jouself dit. Jy praat met jouself, jy sê ek sien jou. Daai optrede. Dit is nie om dowe neute dat 'n groot mens kinderagtig optree nie. Dit sê klaar vir jou. Hier is 'n dissonans. Hier is iets wat nie in lyn met mekaar is nie. Hier is iets wat skeef getrek is. Ons moet simpatie daarmee hê. Dis deel van die gebrokenheid van die menslike bestaan en siege en hoe ons leef. Jy moet sê ek sien jou. Sê dit vir jouself. Hierdie seer van jou is baie ouer, baie dieper en baie groter as hierdie ou dingetjie wat nou hier gebeur het met jou. Ons sit met 'n ou seer hierso, maar onthou ons weet nie wat dit is nie, ons probeer uitvind. Maar jy sê vir jouself, hoor hierso, ek weet jy het in daai woord wat die breinmense so graag gebruik is vir my verskriklik mooi. Hierdie storie het 'n kom vandaan. Hierdie optrede van my nou, by bel van 'n plek in my af.
Hy bel van 'n plek in my af. En dan sê jy vir daai kind in jou, en dis waar dit vir jou mag belaglik klink. Dan sê jy vir daai kind in jou, want dit is nie die groot mens wat jy vandag is nie. Dis 'n kindjie wat op 'n ander plek in die lewe gestaan het, maar ook in jou lyf. Sê jy, jy's nie alleen nie. Ek is hier. Om geuitvind wat jy nodig het. En hier's 'n ander anekdote. Iemand merk eendag op, nadat hy vir homself 'n verjaardagkoek gekoop het, omdat niemand hom met sy verjaarsdag geluk gewens het nie. Al die vriende het vergeet. 'n verjaar. Nou dit gebeur as mens ouer word, nee, want ons vergeet. En hy sê, toe ek besluit, ek gaan vir myself die mooiste verjaarsdagkoek koop. En ek gaan hom alleen opeet 'n week lank, elke dag 'n snykoek eet vir 8 dae. Hy sê, want ek gaan 'n goeie ouer wees vir my innerlike kind, en 'n goeie ouer koop 'n verjaardagkoek vir 'n kind. Toe doen hy dit vir homself. Die 5de ding is dit. Nou is ons verhoudings mos kompleks as gevolg van wat ek hier beskryf. Hierdie verhoudings word nou vir ons spieëls vir ou wonde. En dit verander die prentjie. Want ons sê verhoudings is spieëls en dan stop ons daar. En in 'n moralistiese samelewing bedoel ons, kyk 'n slag in die spieël en sien net hoe vol foute is jy en dan gaan ruk jy jou reg. Dis trauma. Want jy is nie as prins op 60 of 70 kinderagtig nie. Jy sal ook nie daarmee volhou nie, want jy was al genoeg skaam daaroor en genoeg geskok in jouself en ander mense het nou al genoeg met jou terugbeklei daaroor en vir jou laat verstaan, jy is nie heeltemal lekker nie. So wie gaan nou daarmee aanhou as jy groot is en jy het baie vaardighede, jy het grade studeer, my aarde, hoekom kry jy die nie reg nie? Die neurosielkunde sê, daar sit 'n kind wat ontdek moet word. Hy's weggesteek daar. Daar's gebeure wat jou lang trane laat huil het as kind en is weggebere. Jy weet nie waar om vir dit te soek nie. Daarom word verhoudings vir ons spieëls vir ou wonde, want dis waar dit begin. Maak die verwonding reg en die persoon groei. Maak die verwonding reg en die volwassenheid floreer. Volgens Dr. Havel Hendricks se imago-teorie, julle sal seker daarvan ook weet. Ek weet as hulle imagoterapie doen met paartjies, dan sit hulle knie teen mekaar, né? Dan kyk jy mekaar die hele tyd so in die oë, want die hele benadering is, jy's 'n spieël vir my en ek vir jou. Maar hulle sê ons kies lewensmaats en vriende en mense in ons lewens wat dieselfde eienskappe het as ons ouers of die mense wat ons oorspronklik toe ons kinders was seer gemaak het. Ons doen dit onbewustelik. Dis nie omdat ons sadiste is en onsself verder op dieselfde manier wil pynig nie. Het jy al daai ding gesien van 'n vrou wat oor en oor met 'n man trou wat soos haar pa is? Dan sê 3 weke later, dan sê hulle, maar al 3 jaar mans was net haar pa. Het sy nie geleer nie. Dis hierdie ding. Dit gebeur nie omdat sy 'n sadis is nie. Sy kan dit nie sien nie en onbewuslik gaan soek sy waarvoor. Sy gaan soek vir 'n herbesoek van die pyn wat haar seer gemaak het, sodat dit die keer moet reggemaak word. Ek is nie vanoggend lus om autobiografies te praat nie, maar ek kan. Toe ek daai ding besef het, en dit was 20 jaar gelede deur 'n vrou met die naam van Martiana, wat in my gemeente in Melville was, en sy is 'n terapeut, en sy het dit vir my gesê, van imagoterapie. Toe het ek al besef, ek kies mense, selfs as vriende, wat is soos my pa. Dikwels kan jy sien, hulle het dieselfde karaktertrekke en manier van interaksie met my. Want ek wil na pa toe gaan en sê, pa, wees 'n slag sagter as toe ek 'n kind was. Maar dit werk nie, want hulle bly daai selfe harde, dominerende streke met my uithaal. En ek bly kinderagtig daarop reageer. En ek besoek nie verwonding, sodat ek en die mense in my lewe bewus kan word van wat hier gebeur nie. Die spirituele insig hierin is dit. 'n Verhouding gaan dikwels nie net oor liefde nie, maar oor projeksie, né? 'n wyse volwasse mens leer om nie net die ander mens
as problematies te sien nie. Maar jy vra, wat in my word nou geaktiveer? Ek wil hier ook 'n opmerking maak, waaroor ek nogal gedink het gister. En eers wou ek dit laat, en toe besluit ek nee, vir my is dit geldig, en julle kan besluit hoe julle daaroor voel. Ek dink, ons moet ook leer om 'n balans te hê oor hierdie storie, van die projeksie. Because it takes two to tango. Dis vir my nie akkuraat om te sê, dat in alle gevalle moet jy die fout by jouself soek nie. In alle gevalle moet jy net kyk waar jy kleinserig, of waar twee mense tree teenoor mekaar op 'n manier op, waar beide verkeerd optree. Die punt is net, jy kan niks aan daai ander persoon doen nie. Maar ek pleit daarvoor dat ons nie hierdie kwytskelding van die ander persoon se skuld moet doen en sê, dis alles net ek nie, want dit is nie waar nie. Want as jy net mooi daar gesit het en dierbaar gewees het en daai persoon het verbygetrippel met 'n mandjie blommetjies en scones in die hand, dan het dit nie gebeur nie. So dat iets gebeur waar ander mense ook maar net 'n mens was en dalk nie op hulle beste was nie, en dit het jou dalk disproporsioneel laat reageer, maar steeds daar was iets wat as katalisator gedien het. En dit was in 'n ander mens wat net soos jy ook maar net 'n mens is en nie altyd op hulle beste is nie. So vir my is dit belangrik om te sê, jy moenie in daai plek ingaan waar jy sê, ek is die probleem, ek is die probleem. Nee, die res van die wêreld het ook hulle probleem. Maar dis net nie jou besigheid nie, soos ons sou sê op skool. Dis nie jou besigheid. Los hulle. En dan gaan jy na jouself toe, dan vra jy, wat in my word geaktiveer nou, dat ek hierdie emosie beleef, en dan begin daar werklik vryheid in jou inskop, want jy ontknoop jouself, en jy kom weg uit daai plek, waar jy jou verhoudings beskryf, en al jou mislukte huwelike en goed beskryf, aan die hand van die ritsgoed, wat jy toe nou agterna raak gesien het in die ander persoon. Jy is heel waarskynlik reg. Maar die ander waarheid is, dit het jou op maniere laat reageer wat net so verkeerd is. So kom ons werk daarmee. En dit is vir my lekker om te weet, nou is ek bemagtig. So dit kan verander. So as ek weer so iemand gaan raakloop, gaan ek nie met daai enetjie trou nie. Dit gaan nie weer gebeur nie. En as ek by die derde tee in botter of broodjies of ietsie kuier en ek kom agter my, hierdie nuwe vriendjie van my tree so op, gaan ek nie weer met hulle kuier nie. Ek word slim. Maar dis nie 'n ding dat ek net projekteer buitekant toe en ek is nou besig om ander mense te psigoanaliseer nie. En hier is die 6de een, humor. Humor maak hierdie ding lig en hy bring 'n sagtheid hierso in. 'n Mens hoef nie die dieptes van trauma sonder ligtheid te betree nie. Inteendeel, trauma is mos swaar. So kan ons ietsie lig hier inbring. Want ons het maar 'n manier om, en ek hou baie daarvan. Ek moet sê, ek is die eerste ou wat skuldig is om te sê, huil saam met die wat huil. Ek wil nie, jy moet liggies wees as ek huil nie, jy moet saam met my. En natuurlik is dit waar, want dit is belangrik. Dat ons daai empatiese oomblikke sal hê, waar ek by jou aansluit. Dit is baie belangrik. Maar wat nog belangriker is, dat daar iets sal wees wat jou sal uitlei uit daai dieptes uit. En humor doen dit. Humor, dis nie oppervlakkig nie, dis nie iets wat dit weglag nie. Dis nie iets wat dit uit die wêreld uitmaak of van die tafel afvee met 'n grappietjie nie. Dis humor wat afstand kry, en omdat daar afstand is, kry die humor insig. Dis mos hoekom hulle sê, ons kry dit reg om vir onsself te lag, en blykbaar is ons Afrikaners nogal goed daarmee. Ons lag vir onsself, en dis belangrik. Dis nie, en gaan kyk bietjie na daai grappe, dis 'n grap wat erken wat aangaan. Dis nie 'n grap wat misken of ontken wat aangaan nie, maar is wel 'n grap. Jy bring humor in die situasie in, want dit gee afstand, en dit gee insig omdat daar afstand is. En dis daai oomblik, wanneer jy jou eie kinderagtigheid en die patroon kan raak sien, en daaroor kan lag, dat jy gaan vrykom daarvan, mettertyd. Maar as jy ophou om daaroor te lag, en jy neem dit vreeslik ernstig op, dan raak jy weer verstrengel in die storie.
Want ek bedoel, dit vat nogal tyd om uit te kom by daai goed wat met daai kind gebeur het. Een van die goed wat in my lewe ontnoop is, wat 'n groot storie was, is ontnoop deur hipnoterapie in 1997. Ek het nie gehou daarvan as mense Kubai sê, en die hele gaan nik is belaglik, maar as mense ry, hoor jy, wil ek vir hulle nog koffie gee. Dis 2 uur in die nag, dan sê ek, nee man, net 'n laaste, maar ons almal werk môre. Nee, nog 'n koffie. Ek het skeiingsangs beleef wat patologies was, en ek is ernstig, patologies. En ek het boeke daaroor gelees, ek het baie dinge gedoen, en dit wou nie weggaan nie. En ek gaan na Dr. Ian Opperman toe daar in Johannesburg, in 1997, en hy plaas my onder hypnose, en waarop hy afkom is 'n babietjie, wat in 'n kot lê, en is donker in die kamer, en daar loer net nou en dan 'n gesig oor. En toe ek my ma vra, toe sê sy, toe ek gebore is, en my ouma en oupa en sy en my pa gewerk, en hulle het my by my ouma se huis opgelaat. In 'n donker suidelike kamer, wat ek later op universiteit ook in gebly het, en daar was nie baie lig nie, en sy het nou met haar huiswerk aangegaan, net kort natuurlik gaan kyk of jy okay is. En ek het skeiingsangs gehad, as gevolg van, lyk dit my, iets wat ek as 'n baba beleef het, bietjie van 'n verlatenheid of 'n afskeepstorie, wat daar gebeur het. Jy kan jou innerlike kind op 'n fiktiewe vakansie stuur. Hier's nog 'n ou ligte oomblikie. 'n Vrou skryf dat sy haar kind, die kind in haar, op sulke vakansietjies stuur, as die kind moeilik of hartseer raak. Sy sê as die kind self bejammerend is oor dat sy agterkom, sy's uitgesluit uit 'n vriendinnepartytjie, uit 'n hennepartytjie. In plaas van homself bejammerend te wees, dan sê sy vir die kind in haar, okay, jy was nou genoeg selfbejammerend oor daai partytjie wat jy gemis het. Gaan speel jy nou met jou emmer en grafie, daar op die strand? Ek gaan gou mooi aantrek, en dan vat ek ons uit, vir 'n lekker ontbyt, en dan gaan koop as ek kry nie waar is soos groot mense, mooi, moet doen. Sy sê, dan sy kind en die groot mens teenwoordig. En sy sê, elke liewe keer wanneer van haar vriendinne haar uitsluit, het sy van hierdie grappie gebruik gemaak, om vir die dogtertjie in haar wat hartseer is, te sê, gaan speel gou 'n bietjie, ek gaan my lipstick aansit, en dan gaan ons dorp toe, en dan gaan ons mooi groot wees. Ek sluit af. Innerlike volwassenheid in spirituele begeleiding kan iets soos hierdie wees. Werklike volwassenheid is nooit die afwesigheid van emosies nie. En let wel, selfs nie jou negatiewe emosies nie. Dit is vir my altyd belangrik om dit te sê. Negatiewe emosies mag nie misken, ontken of verdring word nie. Dit is daar. Die reaksie is die belangrike ding. Dis die teenwoordigheid van 'n bewuste reaksie op daai emosie. As ek hom voel, moet ek weet, ek ervaar nou iets wat heel waarskynlik met die kind in my te doen het. Dis mos daai ding wat so kom. En as hy kom, hy's nogal sterk gewoonlik. Dan moet jy leer om stil te word, niks te sê nie. Daai ding van hou jou asem optel tot 10. Raak stil, jy weet mos nou al wat hier aangaan. En dan raak jy net bewus. En dan kry jy 'n bewuste reaksie op wat nou hier gebeur het. Dan begin die groot mens intree, terwyl jy met liefde die kind vashou. Sê, hier's ek alweer, ek kry seer, dis so stupid. Maar dit is eintlik nie, want dis die kind in my wat nooit heeltemal sal weggaan nie. Dan hou jy daai kind in jou vas, in daai oomblikke. Metafories vas in jou arms, en jy sê, hier's ons weer, ons is nou seer, dis so stupid dat ek op 63 so seer kry. Maar dis hoe dit is. En in stilte, in selfwaarneming sonder veroordeling, sonder enige veroordeling, kry ek 'n bewuste erkenning van wat hier aangaan. En ek reageer bewus. As dit in 'n baie naby verhouding is, kan jy self sê, wie ek ervaar vraggies alweer daai selfe seer. Maar dis okay. En dan gaan jy aan. En dan het jy nie daai reaksie gehad wat jou skaam maak en die ander persoon
skok of kwaad kan maak vir jou nie. Spirituele volwassenheid beteken bewustheid, bewustheid, bewustheid. Ek het dit 3 keer hier geskryf. Dis bewustheid, bewustheid, bewustheid. Want wat dan gebeur is die volgende in jou verhoudings en in jouself. Jy reageer sag sonder om swak te wees. Jy stel grense sonder om hard te wees. Jy gee liefde aan jouself sonder om jou volwassenheid te verloor. En jy gee versorging aan ander mense sonder om jouself op te offer. En die laaste een is, jy vergewe ander mense se vergrype teenoor jou sonder om dit onaangespreek te laat wanneer grense noodsaaklik is. Want gewoonlik is ons so skaam oor ons eie reaksie dat ons maar net gaan sê ek is jammer en niks hiervan word hanteer nie. Ek besoek nie die kind in my nie en ek spreek ook nie daai persoon aan oor die grense wat hulle oortree het nie. En albei daai goed moet gebeur. My slotgedagte, ons dra almal gebroke kinders in ons grootmenslywe. En die heling lê nie daarin om hulle stil te maak nie. Die heling lê daarin om hulle raak te sien, om hulle in ons arms te neem, soos 'n wyse ouer wat uiteindelik huis toe kom om die versorgingswerk te doen wat hulle nagelaat het in jou kinderjare. Hier is 'n paar vrae vir refleksie en vir innerlike insig. Wat is een patroon in my lewe, emosioneel of in verhoudings, wat moontlik 'n ouer oorsprong het as wat ek besef? Wanneer laas het ek 'n oorreaksie beleef? Wat sou ek ontdek as ek vra, watter deel van my het soos 'n kind gevoel daardie dag? Is daar 'n deel van myself wat ek lank vermy het, omdat dit te seer is, te skaam of te onvolwasse voel? Wat wil daardie deel sê as ek bereid is om te luister? Wie in my lewe aktiveer vandag die gevoelens wat ek as kind ervaar het? Verwerping, ontkenning? Wie hoor my nie? Hoe reageer ek nou? En is dit die volwasse ek of my jonger self? Wat het ek as kind nodig gehad wat ek nie gekry het nie? En hoe kan ek dit nou as volwassene vir myself begin gee? Hoe kan ek mededeelsaamheid en liefdevolle teenwoordigheid nie net aan ander gee nie, maar ook aan die gekwetste dele in myself? Wat beteken spirituele volwassenheid vir my? Buite dogma en ideale beelde. Is daar ruimte vir beide my broosheid en my wysheid? Hoe kan ek my spiritualiteit gebruik om bewus te wees eerder as om seer te ontduik? Watter eenvoudige, konkrete stap kan ek neem om my innerlike kind hierdie week te koester, al is dit net 10 minute per dag? Wat moet ek aflê? 'n ou storie, 'n oordeel, 'n verdedigingsmeganisme, om met meer egtheid en sagtheid teenwoordig te wees in my grootmenslewe?
Ja, nee, ons kan gerus. Ons sal vir hulle op. Die van julle wat 'n tydjie het om by die koue Sondagoggend bietjie saam te wees en oor 'n warm koppie koffie en lekker geselskap, maak so. Ons gaan omstap, so 'n bietjie koffie drink. En die wat nie kan nie, mag jou dag verder lekker wees. Ek hoop jy het 'n sonkol in jou erf of in jou huis en mag jy vrede hê met jouself en almal. Geniet julle week en dankie dat julle hier was. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.